Nou ja, kom ons gesels 'n bietjie oor hierdie oorlog tussen die Joodse staat en Iran. Nou, ek dink ons moet iets verstaan. Hierdie plan om Iran aan te val en om 'n regime change in Iran aan te bring en Iran eintlik heeltemal van die bordspel op die Midde-Ooste se oppervlakte te verwyder, is 'n plan wat baie oud is. Hy kom daar van die 90er jare af. So, en ons het bewyse dat hierdie plan reeds in plek was hier in ongeveer 2003. Ek gaan vir julle die video hier byplaas van General Wesley Clark. Hy was op sy dag een van die generaals van NAVO, en hy het hierdie inligting gelek dat die VSA, saam met Brittanje, saam met NAVO, saam met die Joodse staat van plan is om 'n oorlog teen Iran te hê op een of ander stadium. Hulle plan was om die hele Midde-Ooste so om te krap, dat hulle hierdie magdom vlugtelinge kweek en dit dan nou kanaliseer in Europa in, sodat hulle Europa kan destabiliseer. Nou ja, so die plan was om 7 lande in 5 jaar totaal te verwoes en hulle regerings te verander na puppet governments toe. So, die lande is as volg: Libië, Syrië, Irak, Iran, Somalië, Sudan en Libanon. En van hulle almal is almal gedoen, behalwe Iran. So Iran was laaste op die lys. Vir goeie redes natuurlik, want Iran kan homself verdedig. So wat ons nou sien, wat Trump doen, is Trump is besig om hierdie agenda steeds voort te sit. So Trump gaan nie iets anders buitekant hierdie agenda op hierdie stadium doen nie. Daar moet 'n radikale dinge gebeur, radikale probleme wat die VSA moet teekom, voordat hulle enigstens hulle gesindheid gaan verander. Is iets waarvan die Bybel spesifiek praat in Daniël 7, en in Daniël 11 verduidelik hy van hierdie koning van die noorde, en die koning van die noorde is nie Rusland nie, hoor. Die koning van die noorde is die Noord-Atlantiese Verdragsorganisasie, saam met die VSA, Brittanje en die Joodse staat. En hulle sit agter hierdie oorlog in die Oekraïne teen Rusland, en hulle sit agter die oorlog in die Midde-Ooste, waar die Joodse staat dan nou gebruik word om Iran by te kom. Hulle kan maar net nie verwag dat Iran so hard gaan terugslaan nie. So, as ons kyk na die hele modus operandi van hoe dinge gedoen is in die laaste week of wat teen Iran, dan kom ons agter is dieselfde modus operandi wat hulle gedoen het in Oekraïne, in Rusland, 2 weke terug, waar hulle die trokke ingebring het, met die drones bo op die trokke, binne in die houers, en dan het hulle hierdie drones ingebring tot 'n bepaalde plek. Hulle het 'n basis opgerig vir die drone basis binne in Rusland opgerig. So onthou, dis nie Oekraïne so seer wat dit gedoen het nie. Hulle het maar net die vuil werk gedoen. Dis Brittanje, die CIA, NAVO, en ek wil sê selfs die Mossad is betrokke by hierdie. Dat ons nou nie vir mekaar loop en lieg nie. En toe het hulle die drones vrygelaat, en hulle 4000 myl binne in Russiese grondgebied, om Russiese militêre basisse te slaan. Hulle het presies dieselfde ding nou gedoen met Iran. So hulle die drones en die inligting goed gebring tot op 'n punt, en van daar af het hulle die aanslag gedoen, saam met die jets wat ingekom het. En wat daar gebeur het, is bedrog op groot skaal. Reg. En Trump het hom op hierdie stadium bewys as 'n onbetroubare man. Jy kan Trump se woord nie vat nie. Hy's onbetroubaar, hy's leenagtig. Maar dis iets wat die Bybel sê, wat moet gebeur. Dit staan in die skrif. Die Bybel sê die koning van die noorde sal die waarheid op die grond neerwerp, en hy sal daarin sukses hê. Ek dink dit staan daar in Daniël 8, of kyk in Daniël 11. So hierdie ding dat die VSA Rusland bedrieg het, sowel as Iran bedrieg het tydens onderhandelingsprosesse, is iets wat die Bybel voorspel het. Maak nie 'n fout nie. So ons verwag van NAVO bedrog.
leenagtigheid. Hulle is, jy kan hulle nie vertrou nie, hulle is onbetroubaar. En Iran het nie besef met wie hy regtig te doen nie. Nou hierdie oorlog met Iran, tussen Iran en die Joodse staat, waar die Jode gebruik word as die proxy weermag om Iran by te kom, verloop natuurlik nie heeltemal volgens plan nie. Iran het sy air defenses terug op lyn gekry. Hy het begin om hierdie missiele te stuur op die Joodse staat, en vir my part kan Iran van die Joodse staat 'n tweede Gaza maak. Dit sal my glad nie pla nie. Ek dink dit is een van die beste dinge wat kan gebeur vir die aarde. Want dit is die Joodse staat, want hy is die hoer op die dier, wat agter al die probleme sit in die wêreld. Hulle sit agter al hierdie dinge, want hulle is op pad na 'n bepaalde punt toe. Hulle wil die Midde-Ooste, die Greater Israel Plan, of die Greater Middle East Plan, waar hulle die volgende ekonomiese hub moet dan die Midde-Ooste wees. Waar die Joodse staat dan die baas gaan speel en effektiewelik beheer hê oor die olie en die gasbronne, en al die ander lande is onder hulle beheer in die Midde-Ooste, en van daar af kan hulle die wêreldekonomie beheer. Hulle kan allerlei wette invoer, onder andere die Noahide laws, en wat Jesus Christus natuurlik totaal irrelevant mag maak. As jy die naam Jesus Christus gebruik, as jy bid in die Jesus naam, dan kan hulle jou kop afkap. So dit is waarin die Jode op pad is, want die Jode het hierdie beheer oor die wêreld, omdat hulle die hoer op die dier is. En al die konings het gehoreer met hierdie hoer op die dier. Dit staan daar in Openbaring 18. En ons is op pad na die verwoesting van die hoer op die dier. En almal wat met haar horeer, sal ook in die verwoesting deel hê. Glo vir my. Dit sal die VSA wees, dit sal Brittanje wees, oral sal ons hierdie probleme sien wat na vore kom. Wat ons, hierdie oorlog wat ons sien hier, gaan eskaleer. Nou, of Trump gaan deel raak van dit is 'n feit. Want is 'n plan wat dan nou op die tafel is, sedert, ten minste wat ons van weet, van 2003. So hierdie plan is op die tafel al 'n geruime tyd. En ons moet verstaan, die aggressor is die VSA, die Jode, die Franse, die Britte, die Duitsers is hierby betrokke. Daai Friedrich Merz, wat nou hoof is van Duitsland, het gesê, die Jode doen vir hulle nou the dirty work. Dis gesê. So, hierdie ding gaan eskaleer. En ek glo natuurlik, die VSA gaan kyk of hy een of ander bunkerbuster bom kan gaan gooi daar op Iran. Want die plan is om Iran totaal uit die vergelyking te haal. Hulle kan nie so 'n sterk militêre staat, sterk ekonomiese staat van 90 miljoen mense bekostig in die Midde-Ooste nie. Want dan kan hulle nie maak wat hulle wil nie. So, die ander probleem wat hulle het, is natuurlik Turkye. Nou weet ek nie of Turkye mooi verstaan, hulle is die volgende ouens in lyn van hierdie koning van die noorde se plan nie. Maar hoe dit ook al sy, luister 'n bietjie na hierdie video van General Wesley Clark, oor die 20 jaar oud, en die plan om Iran aan te val is nie iets wat nou die dag gebeur het nie, dit het niks te doen met Iran het nou kernkragstasies nie, dit het alles te doen met die Joodse staat en hulle planne tot wêreldoorheersing. Dit is waarmee dit te doen het, dit te doen met die hoer op die dier. So, kyk 'n bietjie hierdie video. About 10 days after 9/11, I went through the Pentagon and I saw Secretary Rumsfeld, and one of the generals called me in. He said, "Sir, you got to come in and talk to me a second." I said, "Well, you're too busy." He said, No. He says, "We've made the decision. We're going to war with Iraq." I said, "We're going to war with Iraq? Why?" He said, "I don't know." He said, "I guess they don't know what else to do." I said, "Well, did they find some information connecting Saddam to Al-Qaeda?" He said, No. He says, "There's nothing new that way. They just made the decision to go to war with Iraq." He said, "I guess it's like we don't know what to do about terrorists, but we've got a good military and we can take down governments." So I came back to see him a few weeks later, and by that time we were bombing in Afghanistan. I said, "Are we still going to war with Iraq?" And he said, "Oh, it's worse than that." He said, "I just got this down from upstairs," meaning the Secretary of Defense's office today, and he said, "This is a memo that describes how we're going to take out 7 countries in 5 years, starting with Iraq and then Syria, Lebanon, Libya, Somalia, Sudan, and finishing off Iran."
I said, is it classified? He said, yes, sir. I said, well, don't show it to me.